Ons lees die oordenking vir die 10de Augustus uit Die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizet Murray. Die titel vanoggend is Die Paaslam. Ons teksvers kom uit Eksodus 12 vers 5 en 7. Dit moet 'n jaar oud lammetjie wees, sonder liggaamsgebrek, 'n skaap of 'n bok. Julle moet van die bloed smeer aan die sykante en die bokant van die deurkusyn van elke huis waar julle die lam gaan eet. Op die vooraand van die uittog uit Egipte moes die ma van elke gesin die paastafel regkry. Sy moes raakvat en siekies beweeg, haastig, want hulle moes dieselfde nag nog trek. Daarom die ongesuurde brode, die skoene reeds aan die voete. Ek stel my voor hoe die pa die jaar oud lam sonder gebrek slag. In my geestesoog sien ek die magtelose wit lammetjie vir oula spartel. God se opdrag was spesifiek. Daar mag geen been van die lam gebruik word nie. Nadat die lam gekook is, moes hulle dit met bitterkruie eet. 'n herinnering aan die slawerny en die swaar kry in Egipte. Die bloed van die lam is aan die deurkusyne gesmeer, sodat die doodsengel verbygaan. Want dit is wat Pesach, die Hebreëse woord vir Paasfees, beteken, verbygaan, oorgeslaan. Pesach sê, jy het die dood vrygespring, jy en jou gesin, julle is vry om na die beloofde land te trek. Die fees het met die aanbreek van die lente plaasgevind en was dus ook 'n simbool van nuwe lewe en van 'n nuwe oes. Die bloed van die paaslam sonder gebrek het vir die Israeliete gesê, julle is vry. Die juk van die slawedrywers van Egipte is vergoed afgegooi. Kyk nou vorentoe, trek verder. Here, dankie dat die boodskap van die paaslam vandag nog geldig is. Help my om my oog altyd op U te hou, op my trekpad na die beloofde land. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizet se kontakbesonderhede in die inligtingsparagraaf van die kanaal. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat hier beskikbaar is.